Goeienaand, dis lekker om weer vanaand saam met julle te kuier en dankie vir elkeen sommer hier reg aan die begin dat jy gaan saam kuier. Ja, baie welkom aan elke een. Ek sien die internet is 'n bietjie stadig hierso, maar as ek nou bykom, maar ek sien daar's weer een of ander kabel af ergens, so ek Dis maar 'n hele substasie wat weer gewandaliseer is. Ai. Maar goeienaand en baie welkom aan elke een van julle. Is lekker om weer saam met julle te kuier. En dit is lekker om rondom die woord met mekaar te kuier. Daar's hy Erna en Charlotte en Trudy, baie welkom aan julle elke een. So, hoe gaan dit met julle? Ek weet elkeen van julle is besig en elkeen van julle het julle eie pyn en toestande en Pieterlei, baie welkom ook vir jou. Ja, ek het Pieter vandag in die winkel gekry. Dit gaan sommer baie goed met hom en hy gaan die naweek 'n 50ste verjaarsdag bywoon saam met Christine en so. Dis lekker. Gaan baie lekker wees. Ja, so dankbaar jy het so goed herstel. Ja, Prys ons die Here is daarvoor. baie dankbaar daarvoor. Ja. Hallo Annetjie Leroux. Dis lekker om met jou ook te gesels. Ja, ons gebedsfamilie. Hallo Letty. Ek hoop dit gaan beter met jou ook. Ek sien almal jong mense het nou so verkoues, nee, en hoes verskriklik. So ek hoop jy voel 'n bietjie beter ook al. Hallo Poppy. En Nols ook. Baie welkom vir julle twee. Ook sommer lekker om met julle te gesels en Nols sien ons ek elke oggend dan besef ek okay. Ja, hy gaan op sy krikke. Hy gaan ook goed aan na die operasie. Ja. Ons is dankbaar daarvoor ook. Ja. So jy praat dan van verkoue. As een van julle dalk nies en jy kon nie keer nie, moenie dit op ons skerm spat nie. Ja. Ek was vanmiddag ook op 'n plek gewees waar hulle vra as jy siek is, sit asseblief 'n masker aan. So dit lyk vir my die ouens word regtig siek en ja, die maskers kom weer terug. Ja. Ons is maar weer versigtig. Ja. Jy het Erna se naam genoem. Ek het Erna genoem, ek het haar gesien. Ja. Erna, iemand sê vir ons hulle het probeer op daai Back and Buddy van julle en kon nie verder kom met die betaling nie. So ek weet nie of daar 'n probleem is nie. Ons kan maar na die tyd ook praat. Maar iemand het vir ons geskakel en gesê hulle sukkel. So sommer weer 'n advertensie vir hulle Back and Buddy Elna Martin en Erna Pelser. Ja. Gaan soek hulle op Facebook en dan gaan jy sommer hulle Back and Buddy ook. Ja, vir die ouens wat nie mooi weet waaroor dit gaan nie. Hulle kar is so 'n paar maande terug gesteel en dit was hulle enigste vervoer gewees. En ons vertrou die Here absoluut dat hy net in hierdie bonatuurlik gaan voorsien en ons bid dit. Want hulle moet 'n kar hê, hulle het nodig om 'n kar te hê want dit is die enigste manier hoe sy ook kan regkom en hoe Erna ook vir Martin kan vervoer. So ons moet asseblief bid saam met hulle hieroor, bid saam met hulle hierdie in. Want God is 'n God wat in die bonatuurlike kan voorsien en ons wil regtig dit vir hulle bid. Daar's hy Ilana, lekker om met jou te gesels daar uit die Vrystaat uit. Welkom. Ja, ons het die vorige keer gepraat oor hemelvaart en Jesus se weggaan. En met Jesus se weggaan het hy op verskeie plekke, maar uit baie keer met die disippels gepraat dat hy gaan weggaan. Matteus 28 sê hy, ek gaan vir ewig by julle wees. Ja. Vir altyd en altyd, né? Ja. En dan in Handelinge 1, dan sê hy en julle sal my gees ontvang. So hy gee hierdie twee woorde waar hy vir hulle sê sy laaste woorde waar hy dan nou sê ek is by julle, ek gaan my gees gee, maar ek gaan ook afskeid neem. Ek gaan en dan weet ons hy het opgevaar na die hemel toe. Ja. En dan in Openbaring 5 lees ons dan nou van sy aankoms in die hemel. En Johannes die disipel wat Openbaring geskryf het, was by die ander twee geleenthede. In Matteus 28 en ook in Handelinge 1 was hy by. En nou word hy genooi om ook by te wees by die aankoms in Jesus, van Jesus in die troonsaal in die hemel. Wat 'n ervaring
ervaring om so iets te beleef, né? Dit is so groot. Wat ek probeer net dink aan hierdie toneel wat hy beleef het. Dit moes groot en oorweldigend gewees het. Hallo Simon. Hallo my Simon. En hallo Joshua, en ek hoop julle voel al bietjie beter. Oupa en ouma dink aan julle ook, hoor? Ja, so so in Openbaring 5 kry ons die beeld van die hemel. So ietsie van die hemel word vir ons bekend gemaak. Ja. Ag, dit begin eintlik in die Openbaring 4. Ja. Waar Johannes God die Vader en die 7 geeste, dis die Heilige Gees, en 'n hemelse leerskare sien. Ja. Maar hy sien nog nie vir Jesus nie. Ja. Want Jesus was nog nie in die hemel. Hy was toe nog nie daar nie. Ja. Ja. En ek weet ons wil graag weet hoe lyk dit in die hemel. Ek weet nie van julle nie. Ons wil graag weet hoe lyk dit in die hemel. Ek dink dit van ons. Ek dink dit gaan so oorweldig, nê? Ja. En nou sê Johannes, kom ek wys vir julle. Ja. So ietsie daarvan. Die hemel is die plek van Jesus. Dis die plek waar hy heen gegaan het om vir ons plek voor te berei. Hallo sien. En dan in Openbaring 5 kry jy dan 'n blik op jou ewige adres. Moenie te vashou aan hierdie wêreld nie. Jy gaan van adres verwissel. Ja. Jy gaan nie vir ewig hier wees nie. Ja. En dan vers 1 praat hy van God wat 'n boekrol in sy hande vashou. En die boekrol is natuurlik die plan van God vir die wêreld. Ja. En hy's vasgemaak met 7 seels. Ja. So nie een persoon, jy gaan hom nie net sommer oopmaak. Nee. En is weer eens daardie volmaaktheid, nie die volkomenheid, die 7 seels wat gebreek kan word net deur een spesifieke persoon. Ja. En dan roep daar 'n engel uit. Wie is waardig om die boek oop te maak? Ja. Nee. En die seels daarvan te breek. En dan vers 3 sê, daar's niemand in die hemel of op die aarde nie. En dan begin Johannes huil. Ja. Wat eintlik vreemd is. Ja. Want ons gaan nie huil in die hemel nie. Al die trane gaan afgedroog wees. En dan kom een van die hemelse ouderlinge vers 5 en hy sê vir Johannes, moenie huil nie. Die leeu is op pad. Ja. Die leeu van Juda is op pad. Ja, want hy is die Here. Hy is die Here, né? En elke knie sal voor hom buig en elke tong sal voor hom bely. Ja. En hy het die oorwinning behaal. Hy het die oorwinning behaal. Hy is die sterker. Ja. Hy triomfeer oor die vyand. En hy sê vir Johannes, onthou jy het by die kruis gestaan. Jy is die een wat nie weggehardloop het nie. Onthou ook die ander woorde waar Christus, waar gesê word, dood, waar is jou verskrikking, dood, waar is jou angel, want Christus het oorwin, hy is die oorwinnaar. Ja. En dan in vers 6, dan staan hy voor die troon, en hy sien die 4 lewende wesens, en tussen die troon en die ouderlinge, sien hy die lam. Ja. Wauw, Ja. sien hy die lam. Ja. Daar is die lam. Ja. Wat geslag is. Ja, hy dra die merke. Hy dra die merke. Ja. Nie een van ons gaan littekens in die hemel hê nie. Ja. Nie een van ons. Nee. Behalwe die lam. Ja. Hy wat geslag is. Hy wat aan die kruis gehang het. Hy wat die dood oorwin het. Ja. Dis hoe dit in die hemel gaan wees. Ja, en dit is nodig om raak te sien dat die lam moes vir ons gesterf het sodat hy die leeu kon word. Die lam moes oorgee aan hierdie nou wil ek die Engelse suffering lyding. En terwyl die leeu kom, en die leeu is die een wat die oorwinning kom behaal. So die lam moet dra die litteteken. Maar daai kruis moes vir ons elkeen gebeur het. Ja. Ek sien Charlotte sê, sy sal ook wil weet wat in die hemel aangaan. Ja. So, Johannes die Doper het in Johannes 1 gesê, daar is die lam,
wat hy gaan die sondes van die wêreld wegneem. Nou sien Johannes die disipel hom en hy sê, hy het die sondes van die wêreld weggeneem. Ja. Maar dan sien hy iets waardig van hierdie lam, ook daar in vers 6. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Dis simboliese taal. Ja. Die 7 horings van die lam dui dat sy omvattende mag. Ja. Hy is in beheer. Ja. En die 7 oë is die 7 geeste van God wat hy oor die aarde uitstuur. Ja, so hy het totale mag, ekskuus tog, oor alles, oor die duisternis, nee, hy het totale mag daaroor. En eintlik sê dit ook vir ons, maar daardie belofte is daar vir elkeen van ons. Dis nie 'n verskoning vir 'n gebrek aan oorwinning nie, want hy het die oorwinning kom behaal. Hy het die oorwinning kom behaal. Hy het totaal en al die oorwinning kom behaal. Onthou julle die beloftes, ek sal my gees gee. Ja. So hy stuur dit uit. Ja. En daardie oorwinning wat hy behaal het, beteken dat Christus vandag nog in beheer is. Amen. Ja. Jy kan nou maar enige president se naam vir my vanaand noem. Hy's nie in beheer nie. Nee. Partykeer lyk dit vir ons asof Christus se heerskappy, ons kan dit nie sien nie. Ons kyk na die gebroke wêreld. Ons kyk na al die oorloë en dan dink ons, ons is uitgelewer. Maar Christus bly in beheer. Die agenda van die wêreldgeskiedenis is in Christus se hande. En dan gaan 'n dag kom wanneer die heerskappy van Christus openbaar gaan gemaak word. So ek wil vir jou vanaand sê, jy is nie alleen nie. En al voel dit vir jou, dinge val buite beheer. Christus regeer. Ja. Dinge is nie buite beheer nie. Hy is nie meer hier op aarde nie. Maar hy is nog steeds hier, ons het verlede week daaroor gepraat. Hy is nog steeds hier teenwoordig. Hy is nog steeds saam met ons en hy het sy gees vir ons gegee. En met die boekrol, hy vat die boekrol en daardeur sê hy is in beheer. Hierdie wêreld is myne. Ek is die Here. Alles is vir my gemaak en ter wille van alles bestaan dit vir my. En met hom daar in die hemel breek daar 'n erediens uit wat ons nog nooit gesien het. Wow, nee. En ons word genooi om nou al saam fees te vier. Ja. Ons word nou genooi om lofliedere te sing, né? Ja. Hier op aarde het ons baie redes om te kla. Ons kan al die klagtes vanaand weer opneem. Maar ek wil eintlik vanaand vir jou net kom sê, kyk net 'n bietjie weg van al die klagtes, van al die redes hoekom jy kan kla. En kom rus baie keer net in God se teenwoordigheid, soos vanaand. En sluit aan by daai hemelse erediens. Want dis hoe dit eendag vir jou gaan wees. Christus op die troon, met die boekrol in sy hande, die 24 ouderlinge, dis die hemelse kerk, wat voor hom kniel, en jy is nou reeds daar teenwoordig. En hierdie bak, en hy skryf daar, die ouderlinge, elkeen het 'n bak wierook in hulle hande, en die gebede van die gelowiges is in daai bakke wierook. En dan in vers 8, en dis ons gebede, en dan offer hulle ons gebede aan die Here. En dan sing hulle 'n nuwe lied. Hulle sing, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Dit is vir almal, nee, vir elke verloste kind van die Here word ingeroep in die koninkryk. Dis beskikbaar vir elke een. En dit is maar so mooi eintlik hierdie uitdrukking van die getalle, en dit is so oneindig groot en so oneindig ver. So elke klank, al die klanke behoort almal van ons te bereik. Wanneer ons soek daai klank wat in die hemel weer klink, daardie lied wat daar weer klink. En dan terwyl jy so
so sit vanaand en van julle deur moeilike tye, ek sien Elna Rigter se name daar verbygekom. Hulle is die afgelope 2 dae met Christoph wat geopereer is en gelukkig weer uit die hospitaal vandag. Kom sit net 'n rukkie. Kom sit net 'n rukkie en weet, wie is vaardig, Here. Yes. Dan sê vir jouself, dit is my Here. Yes. Dit is Jesus, Ja. die koning van konings, Ja. wat steeds in beheer is, wat tot in alle ewigheid gaan heers. U het my losgekoop. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ek is nie 'n slaaf van die dood en van enige verskrikking nie. U het my losgekoop met u bloed. U het vir my betaal. Ek is een van daai wat uit elke stam en taal en volk en nasie uitkom. En hy is besig om die volk op te rig en hy rig my ook op. En hy sien my raak, want hy maak my 'n koninkryk en priesters. Ons is baie keer onseker. Ons is baie keer onseker wat hou die toekoms vir ons in. Ons het 'n toekoms. Want Christus, die geslagte lam, gee vir ons status. En hy is in beheer. En dan kom hierdie skare waarvan jy nou net gepraat het, so mooi. in vers 11 by. Ja. Duisende sê hy, miljoene, miljoene. God se weermag, God se lofkoor, noem dit wat jy wil. Ja. En hulle sing, die lam wat geslag is waardig. Ja. Om die mag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Ja. Dink net as Johannes staan daar so en hy beleef hierdie ontsaglike skare. Dis ontelbaar. Hoe oorweldig moes hy gewees het. Hy kan dit amper in eers beskryf en hy voeg net nog by en by en by, nê. En ja, daardie klank wat net eenvoudig deurkom en dis die 7voudige seën van Jesus wat hy uitstort oor elke een. Dis net so. Net so. En daarom omdat jy weet dat die Here in beheer is, omdat jy weet dat die Here vir jou omgee, omdat jy weet dat die Here elke dag met jou tree loop, al verstaan jy nie jou omstandighede nie, al word jy moeg, al word jy afgemat. As jy weet hy is in beheer en dat hierdie tydlose erediens op die oomblik aan die gang is, daarom kan jy saam sing, al huil jy. Kan jy juig, al kry jy swaar. Kan jy jubel, al is jou lyf vol pyn. Kan jy jou kop optel en jou toekoms sien, al is jou hede donker. Maar jy weet, Jesus Christus gee my die oorwinning. En hy nooi jou, word deel van hierdie fees. Want hy hou vir jou plek, né? Ja. En dis hartseer as geliefdes sterf, maar ons gaan hulle weer sien. Want ons gaan almal saam geheiligde kinders van die Here ons plek inneem in die hemelse koor. Ons wil dalk nie nou gaan nie. Want ons wil nog eens 'n paar goedjies doen. Maar ek weet, daar's 'n belofte. My plek is gereed. My plek is gereed. En ek weet ek gaan dit eendag inneem. Yes. Absoluut. Ja. En ons gaan saam met die ouderlinge, God die Vader, en die lam wat geslag is, gaan ons aanbid. Ja, en dit gaan nie oor ons nie, nê? Gaan nie oor ons. Gaan glad nie oor ons nie. Wat gaan ek daar doen nie? Waarmee gaan ek my besig hou nie? Dit gaan 'n totale aanbiddings oomblik, ewigheid wees. Jy gaan die heerlikheid van God aanskou. Dit sy lig gaan dwars deur jou skyn. Dit gaan absoluut net 'n plek van totale vrede en oorgawe wees. Jy gaan nie wonder oor enigiets anders nie. Ja, maar jy word geroep om nou reeds vandag, elke dag hieraan deel te neem, aan daai tydlose erediens. Want lof is eintlik al wat ons het. Absoluut. Nou, ons het niks anders wat ons eintlik vir die Here kan aanbied nie. Want hy beskik oor alles, alles is syne. So daarom wil ek jou uitnooi, kom loof die Here met jou lewe, al kry jy swaar. En jou lewe is eintlik die lied voor sy troon. Want hy woon in die lofgesange van sy volk. Absoluut. En dis waar jy hom gaan vind. So hou net aan daarmee. Ek wil net gou, Makkie, ek het gesien jy is op. Ek het net ervaar,
jy het so 'n hart vir die evangelie. En dis net asof Jesus jou wil innooi. Hy sê net, kom in, kom, daar's nog meer. So, gaan geniet net daardie, waarna toe hy jou wil nooi. So, wees absoluut gereed en ook daarvoor. Adel, Marks, ek het gesien, jy is ook op. Ek hoop jy is nog hierso. Ek gaan sommer die woord gee dan, want ek sien die internet is maar 'n bietjie stadig. Maar, ek het net ervaar soos wat God vir die voeltjies sorg hy vir jou ook. En hy hou jou in die holte van sy hand en daar's iets waaroor jy bekommerd is, maar dis asof God vir jou wil sê, He knows the end. I know the end. So dis asof hy net vir jou sê, gee dit vir hom, vertrou hom hiervoor, hy sal vir jou rus gee in hierdie omstandighede. En ek weet nie of jy hou van kooivisse nie, maar ek sien net hierdie kooivisse, en die kooivisse is in een dam, en hulle swem ons maar op en af, en het lyk eintlik party, as 'n mens nou eintlik dink daaroor, dan is dit nou seker maar 'n bietjie vervelig om nou eintlik so heen en weer te swem. Maar dit is 'n plek van veiligheid, is 'n plek van versorging. So as die Here net vir jou sê, maar waar jy is op die oomblik, is dit 'n plek van veiligheid, is 'n plek van versorging. Dis 'n plek van voeding. So al lyk dit hoe dis asof jy iets van die heerlikheid van God verteenwoordig daar waar jy is. En jy verteenwoordig net iets van God se heerlikheid. So ek hoop dit beteken vir jou iets in jou omstandighede. En dis dit. Dankie. Ja, Letty, dit is so dat ons baie keer met ons verstand kan ons nie alles mooi inneem nie, né? Ja. Maar nou ja, dit is so. Nie of Lucy hierop is nie, maar goed. Hallo Iko, lekker om jou, Jelena Pretorius. Ja, Jan, ons liewe Jesus, laat die lig oor ons skyn en seën ons almal. Ja, die hele Marks het vir my foto's gestuur van Tyra Ray, waar sy haar bioniese arm gekry het. Baie dankie vir daai foto's. Dit gee 'n bietjie ook, ons het op 'n stadium gevra, gee so 'n bietjie terugvoer van mense wat hier opgesit het. En dit is lekker om te sien dat Tyra Ray ook vorder. Ja. En ons bid steeds dat sy binnekort ook sal kan loop weer. Ja, amen. Ja. Maar kom ons bid vir almal op hierdie lys van ons. Dankie Here dat ons kan weet dat U in beheer is. Ons verstaan nie altyd ons siekte nie, ons verstaan nie altyd as ons nie dadelik gesond word nie, maar dit weet ons, is dat U in beheer is. En Here, dat ons ook daarom vir ons mense kan bid. En ons bid steeds vir Lienel en Anel Christo en Charlotte Wolmerans en Elsie Vos. Dankie Here dat ons hulle net weer in U hande kan plaas. Ons bid vir Christof, Here, ook wat dan die prosedure gehad het gister. Ons bid dat daai longe sal reg wees en dat sy asem weer goed sal wees, dat hy net weer kan aangaan, dat die toetse terug sal kom as negatief. Ons plaas hom met nuut in U hande. Ons bid vir Annelien en vir Pieter en vir Shamaine, vir Marina de Vos en Marinda Leroux, vir Marno Breed, Isak Jonker. Dankie Here dat ons hulle net weer hulle name kan noem vir U. Ons weet dat U hulle ken en dat ons bid dat U hulle sal aanraak met die hand van genesing. Ons bid vir Sanet Reineke wat in Beglery is. Here, ons bid dat U ook vir haar sal aanraak met U hand van genesing. Ons bid vir Martin en Erna Pelser, die elke dag ook die hand van genade oor hulle sal hou. Vir Petro Botha, vir Kobus van Sail, Johan van Rooyen en Niels van Rensburg en vir Russell. Ons bid genesing oor hulle. So ook vir Joan van der Berg en oom Mike, Marie Klaasen en Clarissa Swarts. Dankie Here dat elkeen ook vorder op hulle eie manier en dat ons hulle in U kan toevertrou. Dankie vir Pieter Ley, Here, ons het net oor hom gepraat, dat dit al soveel beter gaan, ook met André Rigter,
dat dit ook soveel beter gaan met hom. Ons bid vir hom, ook vir Elsabie Pieterse en Tyra Ray, Eben Kloppers, vir Nols en Adele Marx, vir Trudy die Bison. Here, U ken ook hierdie kind van U. En ons bid, Here, hou vir haar vas en skenk vir haar die genesing wat sy nodig het. En elkeen ander wie se naam ons genoem het. Bid vir Letty en vir Linda en Nora, Andries Pretorius en klein Leon. Dankie, Here, dat kleine Bea al so gesond is en ons gaan haar afval van die hele huis af. Maar ons eer U ook vir haar gesondheid. Dankie vir Auntie Gog en Ingrid Kaiwood, Dolly Kool, dat ons ook vir hulle kan bid. Wees ook met hulle en skenk ook vir hulle die genade en teenwoordigheid, gesondheid wat hulle nodig het. So ook vir Henny en Elsie Kien en Tannie Audrey en Nicolien Tolmay en Anandi Oosthuizen en Karen en Jan en Alicia en Tannie Marie en vir Was van die Merwe. Ons plaas hulle elkeen net weer in U hande. Met die gebed raak ook vir hulle, Here, met die hand van genesing. Ons bid genesing ook oor Hein, en Christo en Hanley, en Wimpy, Eddie van As en Erik Liebert, en Ombotti, daar waar hy in die hospitaal in Groenkloof is. Wees ook met hulle elkeen. Here, U weet as mens so lank siek is en dit blyk nie of dit reg is nie. U ken die gesindheid en die emosies van U kinders. En ons bid vir elkeen wat moeg begin word, wat voel of as hulle niks kan doen nie, wat selfs op tye oorbodig voel. Ons plaas hulle in U hande, Here. Kom Jesus, kom. Skenk weer nuwe hoop en krag en gesondheid. In U naam bid ons dit. Amen. Ja, Here, ons bid ook vir elke een wat in 'n werksituasie sit wat vir hom onaangenaam is. Ons bid ook vir deurbrake, vir diegene wat na nuwe geleenthede soek, Here Jesus. Ons bid dat U die deure vir hulle sal oopmaak en dat U sal toemaak waar hulle nie hoort nie. Here Jesus, ons dank U en ons eer U alreeds vir dit wat U besig is om in mense se lewens te bid. Ons wil ook vir Lucy bid, Here Jesus. En ek dank U dat U die een is wat ook vir haar oprig en dat U die een is ook wat vir haar wysheid gee ook in elke situasie waarmee sy te doen kry. Ons bid ook vir Andrei Wasserman. Here, ons bid daar ook dat U vir hom in sy werksituasie sal voorsien. En ons eer U daarvoor. Ons wil U alreeds eer want U is die koning wat op die troon sit. En hierdie boekrol is in U hande, Here Jesus, en U is die een wat dit kom oopmaak en U alleen is waardig. En ons wil saam met al die engele en al die heiliges sing. Heilig, heilig is die Here God. U is die lam wat vir elkeen van ons geslag is en ons dank U en ons eer U. Ons eer U dat U elkeen van ons kom red het en dat U elke een in ons omstandigheid kom aansien. Dat U ons oplig en dat U ons kom skoon was en nuut maak. Dankie dat ons U heiligheid en U heerlikheid kan uitstraal. Wat 'n voorreg om 'n kind van God genoem te kan word. Amen en amen. Dankie dat julle ons toevertrou met julle name en ons sê nie elkeen se siekte nie, want ons weet ook, daar's ook 'n stuk privaatheid daarin. Ja. Maar dankie en dankie dat jy 'n naam gryp van iemand wat jy dalk nie ken nie. En ook vir daai persoon bid. Ja. Ons eer die Here ook daarvoor. Yes. En dis die idee ook, dat ons vir mekaar sal bid. Ja. En ons bid ook vir daai twee kleintjies in die Kaap, wat ja, so 'n bietjie hulle is ook verkoue is. Ja. Nou ja, gepraat van die Kaap, volgende week donderdag is ons op die vliegtuig. Ja. Kaap toe, so ons is vreeslik jammer. Ons is nie jammer dat ons Kaap toe gaan nie. Ons is jammer dat ons nie volgende week hierdie geleentheid gaan hou nie. Dit gaan net baie moeilik wees.
Ja. Daar is nie internet in die wolke nie. Nee, ons is Ja. darm al daar. Maar Ja. ek dink ons maak verskoning by voorbaat. Ja, Dat maar ons nie volgende week daar gaan wees. maar bid asseblief saam met ons ook vir die 2 seentjies. Hulle is siek, hulle is baie verkouerig. So asseblief, ek dink hulle het ook gewere nodig en pappa en mamma raak ook moeg as die kindertjies siek is. En so asseblief, ons het ook julle gebede nodig, familie. Gebedfamilie. So ons kindertjies in die Kaap is maar siekerig op die oomblik. En dankie vir julle sal bid. Dankie vir julle, mag die Here julle geestesoë so verhelder, dat julle weet watter hoop daar vir julle is, Amen. in julle toekoms. Ja, Mag julle 'n goeie nag verder hê. Totsiens. amen. Mooi loop.